Net so vinnig 'n paar hoogtepunte wat die ekonomie en wat die finansiële markte aanbetref vir die afgelope jaar. En nou kom ek begin by die slegte nuus. En die slegte nuus is hierdie ekonomie kan nie behoorlik aan die gang kom nie. Ons gaan waarskynlik sien ekonomiese groei in die omgewing gesof wat 1% hierdie jaar, wat beteken op 'n per capita basis word ons weer 'n keer armer hierdie jaar. Hierdie is 'n nasionale ramp. Ons moet die beleid verander om 'n ekonomiese groei aan die gang te kry in Suid-Afrika. Maar daar's 'n paar stukkies goeie nuus ook. So ek eindig daarmee. Die fiskale rekeninge wat baie swak gelyk het, baie daaroor gesels, lyk my daar stekens dat dit begin gekonsolideer raak. Ons het 'n fiskale sogenaamde primêre surplus. Dit is goeie nuus. Ons is van die grys lys af. Dit is baie goeie nuus. Ons het inflasie mikpunte verlaag na 3%. Uitstekende nuus en daarmee saam beteken dit ook dat rentekoerse kan daal en dit is baie goeie nuus. En as jy kyk na die reaksie op ons finansiële markte, het die finansiële markte hierdie jaar besonder goed gedoen. 'n Navolging van die internasionale markte, maar baie daarvan is as gevolg van die plaaslike veranderinge in sekere goeder, soos byvoorbeeld lae inflasie mikpunte. Die rand het baie verstewig, die aandelebeurs het baie verstewig en baie belangrik, die kapitaalmark het ook heelwat verbeter. Maar daai een groot probleempie moet ons tog aanspreek. Ons moet beleid sodanig verander dat 'n sterker ekonomiese groei volgende jaar kan verwag. En ek is bevrees, ek is nie te veel hoop daarvoor nie. Nietemin 'n paar goeie dinge wat daarom gebeur het.